Hoe het julle nou hier beland? Is dit 'n tradisionele familieplaas of is dit vir my vroeër gesê, jy weet, julle is nou al 3 jaar hier. Weet jy, ons het so 3 jaar terug was die plek geadverteer op Facebook en ek het dit raak gesien. Op baie stadium was ons in die Oos-Kaap en ek wou bitter graag terugkom na die Bosveld toe. Ek het hierdie kant groot geword. En toe het ek die verkoper gekontak om kyk na die plek. En toe moes ek my vrou eers oortuig om saam te kom. Sy het kom kyk en toe het sy die ja gegee en ja, toe besluit ons vat in. En ons is almal hierso en ons begin nou bou en dit is nie 'n oord nie, dis meer vir mense wat kom, wat kamp en van die Bosveld hou, chalets, dis 'n stil plekkie. As jy van die natuur hou en jy hou van rustigheid en vrede, dan is dit waar jy moet wees. Ons het, jy weet, per toeval julle op Facebook, jy weet, ontdek. En dit het nogal baie romanties, jy weet, voorgekom. Jy weet, julle die foto's, jy weet, wat julle adverteer het en dies meer. Kry julle heel dikwels, jy weet, mense net hier vir naweke of is dit meer in die week aanvanklik, jy weet, waarop die toeriste toegespits is? Weet jy, beide, ons midweekpryse is heel wat laer as wat ons naweekpryse is, omdat naweke is maar meer wat jou gewone mense kan wegkom en 'n breek vat. Maar jy kry baie mense wat in die weke ook boek. Vandat ons die hot tubs gebou het by die chalets, is dit 'n baie gewilde plekkie vir huweliksherdenking. Ons het al heel wat die laaste ruk mense gehad wat kom aan die moene, weet jy, so jy weet. So ek sou sê naweke is maar meer jou peak tyd, maar ons midweke is ook lekker besig, maar ons maak voorsiening daarvoor. Ons pryse in die week van Sondag tot Donderdag is baie laer as wat dit Julle pryse is regtig baie billik hoor vir dit wat ons, jy weet, op hierdie stadium hier ervaar. Ons is nou by Lions Den en dit is baie lekker privaat. En ek sien, jy weet, al die ander kamplekke is net so privaat. Hoeveel staanplekke het julle hier? Huidiglik het ons 6 wat al klaar is. Wat ek net gou seker maak is 6 wat klaar is. Ons begin nou volgende week met nog ene. En sodra hy klaar is, het ons 2 wat op die boonste dam hierso, dit gaan Sunset Waters wees. Al 2 gaan dieselfde naam hê. Dit gaan vir mense wees wat as pelle wil kom kamp, jy weet, as hulle 2 karavane het of 2 boswaans of wat ook al, dan kan hulle al langs mekaar kamp. Die plek wat uitgemerk is baie mooi. Wat nogal baie lekker is jy weet, en ons is groot kampers, jy weet, en ons soek altyd, jy weet, na boskampe, jy weet, waar jy privaatheid, jy weet, kan beleef. En ek sien julle het regtig waar, jy weet, die plek daarvoor, jy weet, om boskampe hier te skep. Beplan julle nog so iets, jy weet, vir die toekoms? Ja, ons doen. Agter Lions Den, waar die staproete oor die berg gaan, is daar 'n baie mooi plek wat ons besig is om skoon te maak, waar ons, ek kan amper vir jou sê, dit gaan off-grid campsites wees. Die off-grid gaan jy jou eie krag moet hê. Ek sal waterpunte en toiletgeriewe daarso reg hê, maar verder is dit gaan dit, jy weet, soos 'n off-grid of 'n wild camping site wees. En dan het ons nou laasweek gepraat om die stroom wat hierdie damme voed. Ek het daar begin oopsny en ons het op 'n paar baie mooi plekke afgekom. Ons beplan om vorentoe daar ook 'n paar staanplekke op te sit, maar alles sal van die privaat staanplekke. Wonderlik, ek hoop ons gaan van die eerstes wees wat dit kan beleef. Was hy. Kan jy vir my sê, wat beteken die naam van julle plek? Letabo is vreugde, geluk, happiness, jy weet, ek wou die plek 'n naam gee wat ons besluit het, of jy weet, en toe het ons nou maar 'n bietjie gaan krap en gaan dink en gaan koppe bymekaar sit, en dit is 'n happy plek hierdie, dis 'n happy place. Hier moet jy rustig wees, jy moet gelukkig wees, jy moet tevrede wees, dit is wat Letabo beteken, jy weet, en nou ja, dus kan jy sê is 'n vreugde of 'n happy lodge,
dis presies wat ons wil hê gaste wat hiernatoe kom moet ervaar. Die glaskolomme van die hoofgebou, jy weet met die onderdak swembad. Was dit so gewees of het julle dit aanvanklik so geskep? Dit was hierso gewees, maar die swembad was 'n kooipond gewees. O, regtig? Ja, so ons het hom toe nou 'n bietjie mooier gemaak en 'n swembad gemaak.